So baie welkom by vanoggend. Dis lang naweek. Dis lekker warm, né? Tot vandag toe nog. Maar ja, baie dankie vir die Kaapse weer wat julle vir ons saamgebring het. Al die pad uit die Kaap uit. Ons waardeer dit. Koue, nat weer. So ons het mense wat vanoggend gou deurgery het van die Kaap of om die diens by te woon. Dis lekker om ou gesigte weer hier by ons te sien. Dis 'n voorreg. Baie welkom. Vriende, ja. Waar begin ons? Ons volgende bietjie prakties raak. Volgende gaan ons 'n bietjie ligtelik raak. Ons het 'n swaar paar dinge gehanteer afgelope ruk. Ons tema vanoggend is die plank, die potlood. Ek het my ordentlike potlood gekry hierdie keer. En die timmerman. En ons gaan na 'n paar aspekte kyk in die lewe. Maar voor ons begin wil ek graag vir jou 'n storie vertel. Ek wil vir jou 'n storie vertel van 'n predikant, 'n leraar, 'n pastoor, noem hom net wat jy wil. By hulle gemeente het hulle aangebou. En met die gevolg was, die leraar ook graag help. Maar soos die meeste van die mense wat gewoonlik sulke werk doen, het hulle 10 duime. So hy kla en hy vra die kontrakteur die hele tyd, gee vir my iets om te doen. Die kontrakteur besef op een stadium, wel, miskien kan ek dalk vir hom iets gee wat eenvoudig is. So hy besluit toe en hy gee vir hom toe iets om mee te meet, baie belangrik, om te vergeet te kom, so ene. En hy gee vir hom planke om te begin sny. En dit het goed gegaan. Hy het verskillende planke gehad. Maar hy het eers 'n lengte van die plank gekry om te sny. En die eerste lengte sny hy toe nou, want hy het hom gemeet, soos hy moet. En toe hy het klaar met hierdie plank, toe vat hy die plank, en hy meet die volgende plank, en hy sny hom. En hy vat die eerste plank wat hy gemeet het, en hy sit hom daar neer. Hy vat die tweede plank, en hy meet die derde plank, en hy sny hom. En so gaan hy aan die hele tyd. Nou julle weet self, as jy iets meet, dan gaan jy 'n klein bietjie verder en verder gaan. En dit was nie 100 jaar nie toe die predikant al die planke klaar gesny het. Dus die laaste een, baie langer as die eerste een. Miskien moes hy liever nie deel geraak het daarvan nie. Miskien moes hy liever nie gewerk het by 'n kerk nie. Want hy's 'n predikant of 'n leraar en nie 'n timmerman nie. So dit sê vir jou baie duidelik, nie elke mens wat iets kan vashou wat lyk soos 'n gereedskapstuk, kan dit regkry nie. Vanderbijl is andersters. In Vanderbijlpark werk ons aan ons eie 3 liter forts en ons slaan ons eie Naughty Pine plafonne. Niemand vertel vir ons hoe werk dit hier. En as dit moet, sê jy jou eie staalhek ook bou. Maar hierdie predikant kon nie meet nie. Hy kon nie meet om sy lewe te red nie. Dis waaroor dit vanoggend gaan, om te meet. Dis waaroor dit gaan van, ek en jy meet alles in die lewe. Hoekom? Ons meet om te kyk of goed in mekaar pas. Ons meet om seker te maak, wat ek uit iets kry is vir my belangrik. Daar's nog goeders wat ons meet. Goed wat ons byvoorbeeld meet elke dag is planke, meubels. Het jy al gesien by die huis as jy daar kom na werk en jou vrou is daar en sy loop so. My vrou doen dit nie, maar vrou is, ek weet, en sy meet vir hom. Want sy wil daai bank daai kant hê. Sy het vir hom gemeet. Sy het vir jou vertel. Dis hoe dit werk. Gordyne. Ons ken hy ding, dames. Gordyne moet jy meet. Allerhande goeders meet ons. Ons meet die pad vakansie toe, want dit het koste. Daar's sekere waarde daarin. Kinders, jy het meetkunde op skool, jy meet nog steeds. Dis wat jy gaan doen. Jy meet tot verhoudings. Hoe gesond is my verhouding? Is iets wat ek en jy kan meet. Maar hoekom meet ons goed? Dis om iets te vergelyk. Dis omdat jy iets het waar jy by begin en om te sien of daardie ding dieselfde is. En ons is baie lief om goeders te vergelyk. Die eerste ding wat ons vergelyk is, daai koerant kom ons uit eenmal 'n week en dan is jy eerste daar by die specials. Dan kyk jy na daai goeders. Watter margarine is die goedkoopste? Waar gaan ek hier en waar gaan ek dit doen? Dis om te meet. En dan is ons op pad na President toe en Spar en Checkers en Pick n Pay en wonder ek hoop ek het hulle almal bemarking gedoen. Maar ons meet alles. Ons salarisse. Oorweer. Ons meet alles sover ons besig is. Elke ding moet gemeet word. En hoekom meet ons iets? Want dit is belangrik. Dis waaroor dit gaan. Jy meet 'n ding omdat dit belangrik is. En God meet ook. En ons gaan vanoggend na skrif kyk in Openbaring, die dierbare Openbaring, wat gaan oor God wat meet. En voor ons begin wil ek hê jy moet die volgende bril opsit.
En ek sê dit altyd om mense te lei oor, hoe kyk ons na die boek Openbaring? Want die meeste mense sê vir my, as ons die boek Openbaring oopmaak, ons is bang vir die boek. Nee, dis baie eenvoudig. Kom ons begin, ek wil graag vir jou 5 goeders deel van hierdie bril. Die eerste ding is, as jy die boek lees, moet jy onthou, dis 'n profetiese, apokaliptiese boek. Dit gaan oor die eindtyd, maar daar's profesie in. Jy kan hom nie letterlik lees nie. Tweedens is, die boek Openbaring is geskryf deur die Here wat opdragte gegee het, aan die 7 gemeentes in Asië, 90 jaar na Christus se geboorte. Dit is in die tyd van die begin van die kerk. Maar dit was ook vir die hele kerk, want dit was die grootste deel van die kerk, en tot vandag toe het daardie boek met ons iets te doen. Soveel wat hy van toepaslik was, in daardie tyd, bietjie minder as 2000 jaar terug, kan jy vandag dieselfde boek lees. Nog 'n deel van jou bril wat jy opsit is, wat belangrik is beeldspraak. En daar's baie mense wat probeer om nou in die moderne wêreld van vandag iets uit die ou wêreld uit te vat in Openbaring en die goed aan mekaar te haak. Nee. Nog 'n interessante ding, 4de interessante ding van Openbaring is die Ou Testament, Nuwe Testamentiese boek, met die meeste verwysings uit die Ou Testament uit. As hier 'n stukkie lees, gaan hy terug Ou Testament toe. En dan die belangrike ding is, as jy die boek Openbaring wil verstaan, of die boek Openbaring mee wil werk, gebruik jy net die res van die Bybel om hom te interpreteer. Dis al. Dis seker ek het 'n jaar lank 'n Bybelstudie gedoen, miskien is dit weer tyd oor Openbaring. Dis seker die interessantste teologiese waardeboek, tyd in ons dinge wat vir ons kan vertel, hoe gaan dinge. Vanoggend gaan ons meet. En ek wil jy moet saam met my blaai, nou Openbaring 11. Dis nou die laaste boek in die Bybel. Daar's altyd iets wat jy vergeet. Gelukkig het jy 'n vrou wat jy eenvoudig kan vra, help. Openbaring 11, dis die laaste boek in die Bybel. Ons gaan verskillende vertalings kyk met 'n paar verskillende woorde wat gaan oor meet. Ons gaan kyk nou Openbaring 11 vers 1 en vers 2. Kort stukkie met baie betekenis in. Geef vir my so dat hulle nie sien nie, hoor. Net so agter. Dankie mevrou. Nou baie teoloë glo dat Openbaring 11 en Openbaring 10 moet altyd saam gelees word, verseker, maar ek wil net vanoggend na hierdie stukkie kyk, en kom ons lees saam Openbaring 11 vanaf vers 1. Daar is toe aan my 'n meetstok gegee, wat net soos 'n staf lyk, met die opdrag, staan op en gaan meet die tempel van God, en die altaar, en tel die mense wat in die tempel aanbid. Die voorhof wat buite aan die tempel is, moet jy buite rekening laat, en nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hier's 'n paar goed, en jy kan vir my daai teksvers van die begin af sommer op die bord los, asseblief, Martus. Daar's 'n paar woorde waarna ons gaan kyk, stukkie vir stukkie, en dan gaan ons hierdie stukkie teks oopbreek. En voor ons begin meet, moet ons eers gaan kyk na die identiteit van die meetstok. As jy eerstens gaan kyk, gaan jy sien, hy praat daarvan, ek gee vir jou 'n meetstok wat soos 'n staf lyk. Ek dink nie al die Afrikaanse vertalings gebruik die woord 'n staf nie. As jy na die oorspronklike taal toe gaan, na 'n staf toe, dan gaan ons terug gaan na Psalm 23 toe. Wat het 'n herder gebruik? 'n Staf was 'n stok wat 'n hakgedeelte gehad het. Herder het hom nie gebruik om die skape mee te slaan nie, maar omdat dit 'n lang stok was, het hy die vermoë gehad om 'n skaap terug te bring. Te hak om die nek, sonder om hom seer te maak. So dis baie duidelik, dit was 'n staf. Dis die identiteit van hierdie meetstok. Hoor bietjie wat staan daar in Psalm 23 vers 4. U stok en u staf vertroos my. En ek wil ons moet baie mooi verstaan voor ons verder gaan, is die stok waarmee gemeet word, is nie 'n stok waarmee geslaan word nie.
Die stok waarmee hier gemeet word, is 'n stok wat gebruik word om skape terug te bring. Die doel van hierdie stok is nie om te oordeel nie. Dit word nie gebruik om jou fout te soek in hierdie teksvers nie. Dit bring vertroosting. Dit gaan oor net een ding, liefde en genade. God sê, wanneer hy jou met 'n staf meet, dan hak hy jou en hy bring jou nader. Hy sê, jy het waarde, jy's myne. Niemand anders in nie. En dis belangrik dat ons dit sal besef as ons begin, maar watter metode word gemeet, want ons kan ook hierdie teks wil interpreteer deur God is besig om te meet hoeveel foute, ons is ons lief daarvoor. Ons meet elke dag, hoeveel foute het ek vandag gemaak. Vanaand as jy in die bed klim, dan tel jy hulle mos, een vir een. Ja, ek moes nie dit gedoen het nie, en ek moes nie dat gedoen het nie. En as dit kom by die Here, dan is ons lief om baie keer 'n meetproses te hê, en ons weet, ja, die Here het weer vandag dit en dit van my gemeet, en ek het dit en dit verkeerd gedoen. Nee. Daarom staan daar in die skrif, en in die oorspronklike taal word ook die woord staf gebruik. Dan word is baie belangrik, dit was nie net 'n meetstok om iemand mee te slaan nie. My vraag aan jou vanoggend is, as ons praat van hierdie staf, hoeveel keer het jy nie al afgedwaal nie? Letterlik die pad byster geraak. En eintlik waarna jy op soek was, na waters waar daar rus is, en groen weivelde van beskerming. En dan sê die skrif baie duidelik vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek wil hê jy moet hierdie bril opsit en hierdie prentjie kry, voor ons verder kan gaan vanoggend om te besef, maar wat meet God hierso? En waarmee is hy besig? En hoe lyk hierdie meetstok? Dit is 'n meetstok van genade. Goed, nou kan ons verder gaan. Nou is die vraag, wat word gemeet? En ons gaan na hierdie 3 dinge kyk wat gemeet word in vers 1. Die eerste ene is die tempel. Goed, baie oulik, het word opdrag gegee. As jy gaan na Jesegiel 4 toe, dis nie die eerste keer wat die tempel gemeet is nie, met volledige beskrywing, jy kan sien elke stukkie, elke plekkie, gee die Here ook opdrag in Jesegiel, die tempel moet gemeet word deur die engel. Dis niks niets nie. Nou moet jy baie mooi onthou, ons sit 90 jaar na Christus. Christus is 'n paar jaar terug weg, ons is 'n nuwe kerk met 'n nuwe ding, alles is vreemd, alles is moeilik, ons word vervolg, Openbaring die boek word vir ons voorgeles en gesê, jy word gemeet, waar trek ons, hoe gaan dit met ons? En dan staan daar in Efesiërs 2 vanaf vers 20, gebou op die fondament van die apostels en die profete met Christus Jesus, selfs as die hoeksteen. In hom verwys die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. Paulus sê nie 'n heilige tempel vir die Here nie. As Paulus gesê het 'n heilige tempel vir die Here, was dit 'n gebou. Paulus skryf ons is 'n tempel in die Here. Met ander woorde, die tempel waarvan hier gepraat word, is die liggaam van Christus. Dis ek en jy. En die tempel van die Here gaan net oor een ding, God se teenwoordigheid. In die Ou Testament was dit die plek van aanbidding. Daar het mense die Here gaan opsoek. Jy moet onthou, die mense wat hierdie boek lees, en wat hierdie brief eintlik lees, is op 'n plek van, alles is nog nuut. Hulle kom uit 'n agtergrond uit van, net die tempel en die plek waar God is. So hulle verstaan hierdie metafoor baie goed, maar die skrif sê baie duidelik, die tempel moet gemeet word, die teenwoordigheid van God moet gemeet word. Hoekom? Jy gaan nog 15 minute wag, en gaan ek vir die antwoord gee. So, wat is die tweede ding wat gemeet moet word? Die altaar. Die altaar moet gemeet word. En daar is 7 plekke in Openbaring waar hierdie altaar beskryf word. Waarvoor is 'n altaar? Dit is baie Ou Testamenties, verseker, dit is in die Ou Testament gebruik. Wat is gedoen met 'n altaar? 'n offer. 'n offer tot aanbidding teenoor God. Dis presies waaroor dit gaan.
Ek wil vir jou lees in dieselfde boek Openbaring, wat gebeur met jou gebed voor God. Dis 'n ongelooflike, misterieuse oomblik. Dis nie net sommer 'n gebedjie nie. Hoor wat staan in Openbaring 8 vers 3. 'n Ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee om saam met die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgegaan. Jou gebede volgens Openbaring word op 'n altaar voor God gesit, saam met wierook gebrand, sodat dit voor hom opgaan. Dit staan in die Bybel, ek het nie so gesê nie. Dis hoe kosbaar jou gebede is. Dis hoe kosbaar jou aanbidding tot God is, want dit gaan voor hom op. Dis iets heiligs. Dis iets kosbaar. Vraagie, dink jy dis moontlik vir ons om nog steeds offers te bring? Dink jy dalk miskien is nodig dat ons terug moet beweeg na offers toe? Wel, jy weet dit nie, maar indirek is jy besig om soveel keer 'n offer aan die Here te bring. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan voor God gaan, ek improviseer hom vir jou, voortdurend met 'n offer op ons lippe deur Jesus Christus. Terwyl jy sê, jy het ver oggend 'n altaar letterlik gebou, geestelik. Jy het ver oggend aanbidding gedoen tot God. Maar dit hou nie net op by musiek nie. Dis deur Jesus Christus, die Heilige Gees. Met ander woorde, dis 'n leefstyl van aanbidding. En God sê, dit moet gemeet word. Hoekom? Ek gaan nou vir jou sê. Kom ons kom by die derde ene. Die derde ene is, sê, en as jy gaan kyk na die ander vertalinge, dan praat die ander vertalinge net van meet. 2020 vertaling gaan jy sien sê, tel die mense. Wel, meet gaan nog steeds oor hoeveelheid. Ons kan ure daaroor spandeer, was dit tel of was dit meet. Maar ek gaan regtig sukkel om met hierdie tipe toestel die mense se hoeveelheid te meet in die kerk. Ek gaan julle moet tel. So dis baie duidelik. God sê, meet die mense. Kyk hoeveel van hulle is daar. Sodat ons weet wie en wat hulle is. Hoekom? Maar ek wil so 'n stukkie vir jou weggee is, jy kan 'n tempel hê, dis die kerk, God se teenwoordigheid, verseker. Jy kan die altaar geleentheid hê vir aanbidding. Maar as daar nie mense is nie, is daar niks. As ons almal verdaag, nou en ons is nie meer hier nie, dan is hier nie meer kerk nie. Dan is hier net 'n gebou. Die mense is vir God daar. Hy sê in Hebreërs 8 vers 10 is, ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En nou wil ek die vraag kom. 3 goeders moet gemeet word. Die gemeente, die altaar en die mense. Hoekom? Vir die timmerman. As jy dit nie geweet het nie, Here Jesus Christus was 'n skrynwerker, 'n timmerman, iemand wat met hout gewerk het. Ek weet dit staan nie in die Bybel nie. Ek dink net so 'n bietjie logies. Die Here Jesus is die seun van God. Hoe moes hy gevoel het elke keer wat hy 'n stuk plank gevat het en vir hom neergesit het en hom begin afwerk het? En geweet het, daar's 'n dag wat gaan kom wat ek aan so 'n stuk plank gaan hang. Dink jouself daaraan. As jy weet op watter metode jy sal doodgaan en elke dag van jou lewe, jy weet nie presies watter datum dit is nie, is jy die ene wat met iets gaan werk oor en oor en oor en oor. Dis vreesaanjaend. Dink prakties daaroor. Sou dit 'n motorongeluk wees en jy werk heeldag van jou lewe met motorongelukke en jy's iemand wat weet dit is hoe jy dit gaan sterf. Gelukkig weet ons nie. Dit sou traumaties elke dag wees. Dit moes vir Jesus traumaties gewees het om te weet, daar's 'n tyd en 'n dag wat gaan kom, wat ek aan 'n stuk hout gaan hang. En dis waarom dit gemeet moet word.
want dit het waarde. Die kerk, die liggaam van Christus met God se teenwoordigheid, die altaar, die aanbidding en die mense het waarde. Kom ons wees baie prakties. As jy besluit om 'n goudstaaf te koop by iemand, dit gaan jou 'n sak vol geld kos, ek wil jou maar net sê, ek weet nie waar trek die goudprys nie. Gaan jy hom nie eers meet nie? Jy gaan mos seker maak hierdie stukkie goud weeg wat hy moet weeg. Want jy gaan dalk rand per kilo, alhoewel ek weet nie, dalk rand per ton betaal, want dis baie swaar. Maar daar's waarde in 'n goudstaaf, baie waarde. So jy gaan hom meet. En as ons terugkom by die begin van ons boodskap, ek en jy meet alles wat vir ons belangrik is. Elke ding. Sodra iets vir jou belangrik is, dan meet jy dit. Want die gewig is die belangrikste. God het deur sy engel vir Johannes 'n meetstaf gegee en gesê, hy moet meet. En eintlik al wat hy gemeet het, is God se koninkryk. Want waaruit bestaan God se koninkryk? God en sy teenwoordigheid, aanbidding en mense. Ek en jy is hier, want ons is God se koninkryk. Ons is belangrik vir hom. Ek wil vir jou 'n stukkie lees uit die lied van Joe Niemand. Die lied se naam is Glory to the King. Ek het hom vir jou in Afrikaans oorgesit. Daar staan geskryf in die lied: waar daar aanbidding is, is daar 'n altaar. Waar daar 'n altaar is daar 'n troon. Waar daar 'n troon is daar 'n koning. En waar daar 'n koning is daar 'n koninkryk. Ek en jy word gemeet deur God. Ons lengte is vir hom belangrik. Hy gebruik nie 'n potlood om te meet nie. Die merke wat nodig was op die stuk hout oor die lengte wat gemeet moes word, was sy bloed. En daarmee is gemeet. Ek en jy is gemeet, en daar's een ding wat God gemeet het van my en jou, en dis om baie duidelik te wees, ek en jy is goed genoeg. Jy is goed genoeg vir die koninkryk van God, want hy het jou gemeet, jy is vir hom belangrik, dis wat hy wil hê. Jy is vir hom so belangrik, dat hy so bereid was, om in hierdie meetproses te sê, maar terwyl ek besig is om jou te meet, gaan ek my liggaam gee, sodat jy nie verlore kan gaan nie. Dat jy presies die regte lengte is vir my koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U. Ons is verstom om te besef, maar U meet ons. U meet ons uit liefde en genade. U meet ons nie uit oordeel uit nie, want daar was 'n houtkruis. Ons dank U, Here, dat U ons lei elke oomblik. Ja, Here, dat U selfs vir ons elkeen ook 'n maatstaf gee, waarvolgens ons self kan meet. Maar dat ons meer en meer sal sien, ons is nie te kort nie. Ons is net die regte lengte vir U koninkryk. Ons is net die regte lengte wat U wil hê. Ons dank U, Here, vir oomblikke soos die, waar ons net rustig by U kan wees, en meer sal ervaar, maar dit gaan alles oor U. Ons gebed as gemeente is, dat U saam met ons sal kom. Here, dat U vir ons mense sal stuur, om saam deel te wees van hierdie kerk, om saam deel te wees van hierdie aanbidding wat ons het. Dat ons saam sal leer, maar wat wil U hê? Ons wil U bid, Here, om vir ons mense te stuur na ons gemeente, sodat ons hulle kan bedien, soos wat U ons elke dag bedien. Want sonder U is alles vir ons niks nie. Amen.